Goeiemôre. Ons spreekthema vanoggend is sout en lig. En ons het die voorreg om te lees uit Matteus 5 vanaf vers 13 tot 20. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag, vir 'n nuwe tyd. Ja, Here, ons leef in interessante tye van baie reën en droogtes. Dankie dat U vir ons reën gee op die bepaalde tyd, soos die Bybel sê. Maar ons bid ook vir daai plekke waar reën baie dringend nodig is, dit U ook sal uitkoms bring. Dankie dat ons hier kan saam wees vanoggend rondom die woord. Bid ook vir Mali se gesin, wat al moes groet. Wil jy ook vertroosting bring vir almal? En wil jy ook saam met ons wees in hierdie tydjie? Amen. Matteus 5 vanaf vers 13. Julle is die sout vir die aarde. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en die Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Amen. Ek sê vir julle, totdat die hemel en aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Wie dus een van die geringstes van hierdie gebooie afskaf en die mense so leer, sal die geringste in die koninkryk van die hemel genoem word. Maar wie dit onderhou en ander daarin onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal hulle beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Ek lees dit tot dan. Julle is die sout vir die aarde, en julle is die lig vir die wêreld. Ek lees nou die dag hierdie interessante storieetjie van 'n ma-muis wat vir haar kinders lesse in die lewe wil leer. En sy het daar 'n klompie kindertjies bymekaar gemaak, en sy het besluit om soos enige goeie ouer hulle op 'n uitstapie te neem, om die huis te gaan verken. Die gang afgeloop, regs gedraai, weer afgeloop, weer regs gedraai, en skielik lê Kitsie die kat daar, besig om lekker te slaap in die heerlike oggendson. En nou was ma-muis angsbevange. Want sy het besef, sy moet hierdie kindertjies van haar beskerm. En sy wys hulle. En hulle stap saggies op hulle tone verby Kitsie. En net toe ma-muis by Kitsie verby sluip, toe maak sy haar een oog oop. En dadelik slaan die angs en die sweet ma-muis in die gesig. En die kykie lig sy poot op, om nie die ma te klap, dat sy nie weet wat ek kan toe nie. En die kinders wonder wat gaan gebeur. En skielik blaf hierdie ma-muis soos 'n hond, kliphard. En die kat skrik om boeglam en blaas die aftog.
En toe kyk ma my vir haar kinders so in die oë en sê, weet julle wat? Dis baie belangrik om 'n tweede taal aan te leer. So is dit ook met ons. Dis goed om 'n tweede taal te ken. Maar nou gaan jy my vra, wat is die tweede taal? Want ons ken, meeste van ons ken Afrikaans en Engels, dalk van nog, ander van ons nog 'n derde of 'n vierde taal. Maar daar's 'n ander taal wat ons moet ken. Dis die taal van die Here. En daai taal van die Here is sout en lig. Ons kan dit ook noem die taal van genade. Die taal van hoop, die taal van liefde. En as hierdie taal in aksie oorgaan, dan word die mooiste taal wat ooit gespreek word. Ek en jy word geroep om sout en lig te leef. Ek en jy word geroep om 'n ander taal te praat. En daardie taal is, gaan leef God se woord. Dit is die taal van die kerk. Dit is nie iets wat die kerk moet wees of moet bysit as iets opsioneel nie. Nee, Jesus sê, ons, die kerk, is sout. Ons is lig. En dit is wie die kerk is. En dit is wie ons is. Ons, sy disippels, sy kinders, sy volgelinge. En daarom moet ek en jy gaan sout en lig wees in die wêreld waarin ons leef. En daarom moet ons dit mooi ter harte neem. Dat ons is die agente wat die verandering van God in die wêreld meebring. Ek en jy is God se agente wat die wêreld moet nuut maak. En as ons nie meer sout en lig is nie, dan het ons nie meer die identiteit nie. En daarom moet ons help dat daar waar ons bly, ons gemeenskap, sout en lig is vir die wêreld. Soos 'n stad op 'n berg. 'n Stad op 'n berg kan nie weggesteek word nie. En antieke stede is dikwels op hoogtes gebou. Twee redes. Die eerste rede is vir veiligheid. Die tweede rede is dat reisigers kan sien in die donker waar die stad is. Ons moet 'n verskil maak in die wêreld en ek daag jou uit om weer Matteus 5 vers 1 tot 12 te lees wat ons noem die bergrede. Daar spreek Jesus sy seënheid oor hulle wat arm van gees is. Hulle wat treur, die sagmoedig is, die wat honger en dors is na geregtigheid, die wat vervolg is, die wat beledig word. Dit is die mense wat ons op ons radar moet hê. Dit is hierdie mense aan wie ons liefde moet bewys. Hulle wat hartseer en treur, die sagmoedig is, hulle wat honger en dors na reg is, hulle wat vervolg en beledig word. Dit is hulle wat moet proe dat ons reg is. Dat ons ligte en brandpan aanbly. Of daar waar jy is. En nie aan beurtkrag onderwerp is nie. Want ek en jy is 24/7 aan die hoofbron gekoppel. En ons het baie uitdagings. Maar ons kan 'n verskil en 'n impak maak in die gemeenskap en die gemeente waar ons leef. Ons kan nie die hele wêreld verander nie. Maar ons kan ons onmiddellike omgewing verander. Ons kan met barmhartigheid mense help. Ons kan deur ons naaste liefde hê, deur goed te doen. Maar wees gewaarsku. Sout kan law word as dit met onsuiverhede vermeng word.
Daardie tyd het hulle nie sout gehad soos ons, die manier, ons het baie beter metodes om die sout bymekaar te maak, maar daardie tyd, as die sout bymekaar gemaak het, het kalkerige stof ook saam met die sout gekom, en daai stof was dunner as die sout, so uit afgesak in die sak of die pot, en dan het die sout opgebruik geraak, maar die kalk was oor en dit was nie meer sout nie, en dan het hulle gesê, die sout het laf geword, die sout het sleg geword, maar is eintlik omdat die sout met onsuiverhede vermeng is. En wanneer ons met onsself met onsuiverhede vermeng, dan verloor ons krag, en ons verloor ons invloed, en ons verloor ons rol in die samelewing. Ja, lig kan doodgaan, lig kan verberg word. Dan is dit net soos om jou ware identiteit te verberg of self te verloor. Ons moet lig en sout wees. In 'n wêreld wat smag na sout. Sout maak 'n verskil, sout gee smaak. Maar lig is belangrik. Tydens die Tweede Wêreldoorlog was daar die slag van die Filippynse See. En na Pearl Harbor het die Japaneese skepe weggevlug. En daar is toe besluit dat Amerika in die skepe gaan aanval. En toe die sowat 80 vliegtuie terugkeer na die vliegtuigskepe toe, was dit al donker. En die vloot het 'n opdrag gehad dat hulle algehele duisternis ten alle tye moes handhaaf. Vliegers was laag op brandstof. Hulle het gesukkel om in die donkerte die vliegtuigskepe te vind. En toe neem admiraal Mitchell 'n berekende risiko. Jy kan gerus dit gaan lees op Wikipedia. Hy het teen die bevel besluit om die ligte op die skepe van die vliegtuigskepe aan te sit. En 2 ure lank het vliegtuie op daardie skepe geland. Sommige het uit brandstof gehardloop, maar omdat hulle geweet het waar die lig is, kon hulle naby aan daai skepe in die see land en veilig aan boord gaan van die skepe. Ja, so wat 80 plus vliegtuie het daardie nag die lig gesien kom land. En een vlieënier het opgemerk. Hy het gesê, ek kan nie beskryf hoe het gevoel het toe hierdie skielike lig in die donker nag verskyn. Ons is God se lig. Ons is sy sout. En daarom moet ons onverskrokke ons ligte aanskakel. Ongeag die risiko, ongeag die koste. Ons kan nie sy werk afskeep of verwaarloos nie. Amen.